Ek wil graag vir ons wetsgedeelte uit Romeine 13 vers 8. En selfs al ken ons dit goed, laat ons regtig hierdie woorde indrink in ons harte. En dit werklik ook in ons eie lewens toets. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Ons wonderlike Vader, dankie dat U volmaakte liefde vir ons openbaar in Yeshua. Dankie dat hy sy lewe vir ons kom aflê. Vader Jahwe, ons wat niks verdien het nie, kan vanmôre net op grond van U genade vir U sê dankie. Dankie dat U ons nuut gemaak het. Dankie dat U Heilige Gees in ons harte uitstort, wat roep, Abba Vader. Dankie Vader Jahwe vir elkeen van ons, dat so dikwels wanneer ons struikel, is U daar met U genade, om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, om ons terug te bring na U toe. Om in ons harte daardie begeerte te wek, om U waarlik te dien, om U waarlik lief te hê. Vader Jahwe, selfs al dwaal ons soms af, dankie dat U die een is, die goeie herder, wat daar die skaap kom haal en ons terugbring na U. En dankie dat ons vanmôre so kan saamkom, om werklik U te aanbid. En ons gebed vanmôre is dat die woord wat U met ons deel, dat ons dit regtig sal aanhoor en ons eie sal maak en dit sal lewe tot verheerliking van U naam. En dis ons gebed wanneer ons so saamkom, om werklik U naam groot te maak. Vader Jahwe, word verheerlik in ons midde vanmôre. Ons dankie en ons eer U daarvoor, in Yeshua se naam. Amen. U kan gerus sit. Hartlike goeiemôre geliefdes. Lekker om elkeen van u weer te sien. En ook 'n goeiemôre aan die wat nog nie kans gehad het om te groet nie. Kom ons blaai na Jesaja 6 toe. Ons teksgedeelte vir vanmôre kom uit Jesaja 6, seker 'n gedeelte wat die meeste van ons bitter goed ken. Jesaja hoofstuk 6. Een van die seker die mooiste gedeeltes in die woord is Jesaja 6. En ons gaan lees daar vanaf vers 1 af. In die sterfjaar van koning Osia het ek Jahwe sien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is Jahwe van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my. Ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning Jahwe van die leerskare gesien, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand. En hy het met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van Jahwe wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Tot sover lees ons saam. Geliefdes, die gedeelte begin
met die inleiding van die woorde in vers 1 in die sterfjaar van koning Osia. Nou, die van julle wat vir koning Osia kan onthou, want dit is belangrik hierdie moment, want in hierdie selfde stadium, 4 jaar later, sou die Romeinse Ryk beslag geneem het. Hierdie is 'n geweldige gebeurtenis in die geskiedenis van Israel. Koning Osia se pa Amasia was koning. En Jaweh het hom wonderbaarlik gehelp om die Edomiete te verslaan. Maar julle kan onthou, toe hy die Edomiete klaar verslaan het, toe gaan vat hy hulle afgode en hy bring hulle terug na Israel toe en hy aanbid die Edomiete se afgode. Juis nadat Jaweh die Edomiete aan hom onderdanig maak, vat hy hulle gode en aanbid hulle. En dan word koning Osia koning. En koning Osia van 16-jarige ouderdom af dien na Jaweh. 'n Wonderlike verhaal. Solank Sagaria byderhand was, julle kan onthou dieselfde met koning Joas. Koning Joas, solank Abjatar by hom was, het hy Jaweh gedien, was hy ywerig om Jaweh te dien. En so ook dieselfde met Osia. Osia dien Jaweh en hy's een van die min konings wat 52 jaar lank regeer. En hy soek Jaweh met sy hart in so 'n mate dat Jaweh hom werklik seën. In sy boerdery, die woord sê dat hy in die woestyn het hy torings gaan bou, hy het putte gegrawe, hy het bo in die bergland het hy lande aangeplant, in die vlaktes het hy lande aangeplant, wingerde. Dit was 'n groot seën, dat die woord sê dat Jaweh hom uitermate geseën het, dat dit baie goed gegaan het met hom. Dat die woord sê dat hy dinge gebou het, oorlogstuig gebou het, die werk van kunstenaars, van hoe hy prakties op die grense van die stad het hy, of op die mure van die stad het hy hierdie werktuie gebou wat in die vermoë was om klippe en goeders te kon gegooi het, wat iets heeltemal uniek was van daai tyd. Wat later nou maar bekend gestaan het as catapults en goed. Iets baie besonders, waarmee die woord dan sê, hy uitermatig mag ontvang het. En in hierdie groot seën van koning Osia, gebeur daar 'n hartseer ding. Die woord sê, toe Jaweh hom uitermate geseën het, het hy hoogmoedig geword in sy hart. En dis die hartseer deel van die mens. Dat wanneer Jaweh so wonderlik seën, is dit Osia wat omdraai in hoogmoed. Wat was die een ding wat 'n koning nie mag gedoen het nie? 'n Koning het redelik 'n vrye hand gehad tot alles, behalwe een ding, die tempel van Jaweh. Hy mag nie geoffer het nie. En hoe hartseer is dit nie, dikwels in die geskiedenis van Jerobeam reg deur Saul, hoe dikwels wil die koning geoffer het. En dieselfde gebeur met koning Osia, en ons veronderstel dat die priesters hom verhinder, of ons veronderstel dat hy met sy leiwag gekom het, want die woord sê, daar was 80 priesters, wat verhinder het, dat hy ingaan, wat gaan keer het, maar moenie ingaan koning Osia, om hierdie offer voor Jaweh te bring nie, want hy wou die reukaltaar, wat net voor die allerheiligste is, voor die voorhangsel, daai reukofferaltaar wou hy in die brand gaan steek het. En hierdie 80 priesters keer hom en sê, koning Osia, moenie ingaan nie, dis nie jou deel nie. En ons neem aan dat hy met sy leiwag, hy het hom forceer, en hy het in die tempel ingegaan, en toe hy daai vuurpan so vat, en hy wil dit so aansteek, sê die woord, toe hy dit so uitreik, toe slaan die wit van die melaatsheid op sy voorkop uit. En hy word uitgedryf uit die tempel uit. En hy wat so koning was, wat Jaweh gedien het, weens sy hoogmoed en sy opstand, sterf buitekant, want julle kan onthou wat gebeur as jy melaats was? Buitekant die stad. In eensaamheid, in vernedering sterf hierdie koning. En dis hierdie moment, want dit was 'n verandering dit was 'n geweldige oomblik. 'n Koning wat sterf in Israel was groot geweest, en nou nog 'n koning wat Jaweh gedien het, en in die einde van sy lewe so goddeloos gehandel, wat 'n vernedering, en daarom begin Jesaja met hierdie verwysing, in die sterfjaar van koning Osia, en dis amper asof daar 'n stilte oomblik is, en die troon leeg is, daar's niemand op die troon nie, en dis die konteks waarmee Jesaja dan begin profeteer in Jesaja 6, wanneer hy begin in die sterfjaar van koning Osia, het ek Jaweh sien sit op die troon. Sy some het die tempel gevul. En ons weet dat daardie some is die simbool van gesag, wat van die troon afdaal, die hele tempel vul.
Daar gebeur 'n besonderse oomblik in ons, in hierdie prentjie wat ons kry van Jesaja, is daar die serafs wat bo is, rondom die troon. Julle kan onthou, die serafs en die gerubs wat dikwels in die teenwoordigheid van Jahwe is, met 6 vlerke, 2 bedek hulle aangesigte, 2 vlieg hulle mee en 2 bedek hulle voete. En ek wil vra, hoekom bedek hierdie serafs hulle aangesigte? Hoekom is dit dat wanneer hulle die heerlikheid van Jahwe sien, bedek hulle aangesigte weens die heerlikheid van Jahwe? Kan almal onthou Eksodus 34? Eksodus 34, wanneer Moses vir die 8ste keer, die laaste keer op die berg is hy 40 dae daar op die berg. En dat niks geëet en hy het niks gedrink, sê die woord nie, en hy's daar in die teenwoordigheid van Jahwe, en Jahwe roep sy naam. Kom ons blaai gou saam daar na Eksodus 34 toe. En Jahwe roep sy naam voor Moses uit. 'n besonderse oomblik. Eksodus 34. Ons lees dat, julle kan onthou, nadat Moses die vorige keer afgegaan het en die kliptafel stikkend gegooi het daar teen die goue kalf, hierdie keer gaan hy op en Jahwe sê vir hom, gaan kap nou vir jou 2 kliptafels uit, vers 4. Toe het hy 2 kliptafels gekap soos die eerste, en Moses het die môre vroeg klaar gemaak en op die berg Sinaï geklim, soos Jahwe hom beveel het, en die 2 kliptafels in sy hand geneem, en Jahwe het neergedaal in die wolk daar by hom gestaan, en hy het die naam van Jahwe uitgeroep. En hoor, wat is die beeld, die openbaring van Moses wat hy kry? En toe Jahwe by hom verbygaan, het hy geroep, Jahwe, Jahwe, barmhartige en genadige Elohim, lankmoedig en groot van goedertierendheid en trou, want die goedertierendheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, en aan die kindskinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Hierdie heerlikheid wat Moses sien, en hy vertoef daar vir 40 dae in die teenwoordigheid van Jahwe. En wanneer hy klaar is, dan beweeg hy teen die berg af, en julle kan onthou, dieselfde gedagte by die volk waarskynlik ook was, dat Moses dood was. Dikwels het hulle dit gesê, as hy so lank by Jahwe vertoef is, en dan kom Moses af, en daar's amper hierdie verwagting van die volk om Moses te ontmoet, en wanneer hulle so opgaan om Moses te ontmoet, dan kan hulle nie na Moses kyk nie. Dan is die heerlikheid van Jahwe se teenwoordigheid so groot op Moses se gesig, dat sy aangesig blink, dat die woord sê, die volk het weggevlug van hom weens vrees. En dat hy sy hoof moes bedek met 'n sluier, sodat hy met hulle kon spreek. Die heerlikheid van Jahwe, selfs op 'n mens wat in sy teenwoordigheid kom, is geweldig. Kan julle onthou vir Paulus op die pad na Damaskus? Wanneer hy daar op die pad na Damaskus is, dan sien hy Yeshua, die heerlikheid van Jahwe. Julle kan onthou, almal wat saam met hom is, hulle hoor die stem, maar wat sien hulle nie? Die wit lig. En hy sien daar die lig van die openbaring van Jahwe. Die van julle wat dit wil gaan lees dit in Handelinge 9. En hy sien hierdie wit lig van die openbaring van Yeshua. En wanneer dit oor hom skyn, dan slaan dit hom met blindheid. Totdat hy 3 dae lank blind is, en dan daarna reguit straat toe gaan, sodat hulle vir hom kan bid. En dan word daar die oë geopen. Die heerlikheid van Jahwe is iets geweldigs. En dis hoekom Jahwe sê, hy woon in duisternis. Hoekom sê Jahwe wat lig is, hy woon in duisternis? Wanneer Jahwe op die berg neerdaal, dan is daar wolke rondom sy heerlikheid om dit te bedek. Daar is duisternis om die heerlikheid van Jahwe om dit te bedek, totdat ons dit eendag werklik kan sien. Jesaja sien hierdie serafs, en wanneer hulle Yeshua op die troon sit, dan bedek hulle aangesigte voor sy heerlikheid. Dis iets geweldigs, en ons moet in dit besef, die grootheid van Jahwe. En terwyl hulle dit is hierdie woorde wat ons so goed ken, en dis een ding wat baie, baie belangrik is, van al die dinge wat aan Jahwe toegesê word, sy geregtigheid, sy liefde, sy waarheid, sy alles, is daar een ding wat Jahwe drievoudig toegesê word, en dis heiligheid.
Daar's nêrens wat die woord praat van Jahwe as liefde, 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 geregtigheid, geregtigheid. Daar's een ding, heiligheid. En terwyl daardie serafs uitroep, en julle kan onthou in dieselfde in die troonkamer, in Openbaring 7, kry ons dieselfde met die serafs, die 4 gerubs, met die 24 ouderlinge, wat dag en nag voor Jahwe se troon staan, en buig en op hulle aangesigte neerval, en hulle krone voor sy troon neerlê, en sê, heilig, 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 is Jahwe die Almagtige. En dieselfde met die serafs. En ek wil vir 'n oomblik net stil staan, almal van ons weet wat beteken die term heilig. Kadosh beteken afgesonder, apart gestel en volmaak in reinheid, volmaak in skoonheid, volmaak in dit wat hy is. Geen bevlekking nie. Niks is daar wat nie perfek is nie. Jahwe is afgesonderd van hierdie wêreld. Hy's die een wat onbevlek, onaantastbaar is in sy heiligheid. En die hele engeleskare, die hele leerskare roep hierdie getuienis van Jahwe, heilig, heilig, heilig. En ons gaan nou terugkom na daai gedagte toe, maar u moet onthou, daarom word elkeen van ons geroep tot heiligheid. Toon dan dat julle heilig is, dat julle afgesonder en toegewyd is aan Jahwe. Jy mag nie, ons kom terug hierna toe, jy mag nie deel van hierdie wêreld wees en sy begeerlikhede en sy drome en sy najag van dit wat die wêreld jou bied nie, want jy behoort aan 'n heilige God. En jy's vrygekoop en losgemaak van hierdie verganklikheid en hierdie strewe en hierdie aanbidding van geld en rykdom en aansien en welis en wat dit ook al mag wees. Kom ons blaai terug daar na Jesaja 6 toe. En terwyl hierdie kosbare getuienis gelewer word wanneer hulle hierdie woorde sing of hierdie woorde uiter, kom ons by die kern van die evangelie. Die woord sê, terwyl hulle dit geroep het die drempelposte gebewe, van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Nou wil ek 'n belangrike vraag vir u vra. Hoe leer jy jouself ken? Waarlik. Wat is die een manier om werklik jouself te leer ken? En dis baie, baie belangrik. Hoe kan jy waarlik jouself leer ken? Want almal van ons, in 'n minder en 'n meerdere mate, het 'n opinie van onsself, wat verkeerd is. As ons na Jesaja sou kyk, dan was Jesaja 'n voorbeeldige man. Jesaja sou seker die kroonprins van die profete word. Maar op daai stadium, wanneer Jahwe hom roep, sou ons dalk na Jesaja gekyk en gesê, Jesaja is 'n voorbeeldige man, hy's 'n jong man wat Jahwe wil dien, wat Jahwe vrees, wat besig is met Jahwe, sodat Jahwe hom kon geroep het om 'n profeet te word. Daar's een plek, waar jy gestroop word van alles, en waar waarheid geopenbaar word. En dit is in die teenwoordigheid van Jahwe. Wanneer Jesaja in die teenwoordigheid van Jahwe verskyn, want daar's een van 2 dinge in ons lewens wat na vore kom. Daar's een woord, geseënd is jy of wee. In die woord is dit 2 wêrelde uitmekaar uit. Geseënd is Jahwe seën jou, maar as jy die woord wee hoor, jou verwagting is die dood. Ek gaan sterf. Kan julle onthou in Matteus 23, wat Yeshua sê, wee julle Fariseërs skrifgeleerdes, wee julle, wee julle, wee julle. Wat is die wee is die oordeel, wat is my verwagting, die dood? Wat is Jesaja se verwagting, wanneer hy in die heerlikheid van Jahwe gaan verskyn? Wee my. Ek is niks. Ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon onder 'n volk, wat onrein van lippe is. En vir 'n oomblik wil ek stil staan, en elke gelowige moet hierdie verstaan, want dit is die kern van die evangelie. Jahwe alleen is heilig en rein en onbevlek.
En enige een wat in sy teenwoordigheid kom. Want onthou, almal van ons tot 'n minder en 'n meerdere mate voel ons is dan nie so sleg nie in ons vlees. En jy kyk en jy sê, ek doen daarom nie dit nie en ek doen daarom nie dit nie en ek doen daarom nie dit nie. Ek wil dit tog illustreer terwille van die kinders. Toe ons het nou gisteraand so 'n bietjie daaroor gepraat. Toe ons kinders was dit altyd in die klasserie gaan vakansie hou. En ons het altyd die badkamers was omtrent so ver soos daar by Piet hulle nou sit. Was die badkamers van die kamers af. Nou daar was die groot 5 het in en uit die kampterrein, daar was dikwels leeu's in die kampterrein, daar was dikwels olifante in die kampterrein. Nou dit was toe daar nou nog nie, ek weet nie of flitse was seker al daar, maar ons het nie flitse gehad nie. Ons het kersse gehad. En in die aand as jy wil badkamer toe gaan, nou is ons seker so 7-8 jaar oud. Dan het jy kers gehad. En dan het jy so by die deur uitgeloer en jy die kers so opgewys boontoe om te kyk of daar nie diere is nie en jy die kers so afgewys ondertoe om te kyk of daar nie diere is nie. En dan hardloop jy. En as jy daai kant kom is die kers al dood. Dan moet jy hom weer aansteek, maar jy's veilig in die badkamer. Dit was baie belangrik. Nou vir 'n oomblik wil ek net sê, was daai kersie belangrik gewees? Ek kan vir u sê ontsaglik belangrik. Al kon ek nie veel verder as Henry gesien het van die lig van die kers nie, was dit bitter belangrik gewees. Maar vat nou daai kersie, wat vir jou so belangrik is, en wat jy dink die wonderlikste ding is. En vat nou 1 miljoen kerskrag LED lamp en skyn hom op daai kers. Dan gooi daai kers se skade weer van hierdie oorweldigende lig. Ek wil teruggaan na die teks toe en dis waaroor dit gaan. Wanneer ons na ons lewens kyk en elke gelowige moet dit besef, dan kan ons partykeer voel, ons is redelik, skus as ek die Engels gebruik, okay. Ons is redelik aanvaarbaar. Die maatstaf van daai tyd het na Jesaja gekyk en gedink, Jesaja as 'n voorbeeld, maar toe Jesaja in die heiligheid van Jahwe tree, dan besef Jesaja, ek is niks. Wee my. En vir 'n oomblik wil ek stil staan en ek wil sê, elke gelowige moet by daardie kern van die evangelie in sy lewe uitkom op 'n stadium. Kom ons blaai daar na Romeine 3 toe. Want hierdie is die vereiste voordat Jahwe jou kan gebruik. Solank 'n mens vol is van homself en na homself kyk en homself sien as iets besonders, amper as 'n gawe aan Jahwe, kan Jahwe ons nie gebruik nie. Maar dis eers wanneer die kern van die evangelie in jou lewe gestalte kry. En al weet ons dit vanmôre, wil ek graag vra dat u hierdie beginsel in u hart, as jy dit nog nie in jou lewe vasgemaak het nie, het jy waaragtig nog nie tot bekering gekom nie. Hierdie is die fondasie van die evangelie. Dis die ononderhandelbare beginsel vir elkeen van ons en ons moet onsself daaraan herinner. En ek wil graag hê jy moet hierdie teks onthou en koester dit, want dit moet elke dag in my lewe 'n herinnering wees, want die vlees probeer teen dit handel. En ons lees daar in Romeine 3 vers 10, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat Elohim soek nie, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie, vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van Elohim. Ek wil jy moet sien, wat ontbreek ons? Wat is ons sonder heerlikheid in onsself? Ons is niks. Jesaja, wee my, ek is 'n man onrein van lippe en ek woon in 'n volk wat onrein van lippe is. Wat is ons verwagting? Niks. Maar dat is die volgende vers 24. En julle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Messia Yeshua is. Sonder verdienste. Sy genade. En nou gaan ons terug na Jesaja toe.
Want Jahwe los nie net vir Jesaja daar in daai oomblik, wanneer Jesaja uitherwee my nie. Jahwe gee opdrag en daardie seraf vat daardie koel en hy raak die lippe van Jesaja aan en hy sê en hy brand Jesaja se lippe skoon sodat Jesaja rein kan wees. En Jahwe raak u en my lewe aan deur die sterfte en die opstanding van Yeshua en hy brand die sonde en die ongeregtigheid en die bose, vat hy weg uit ons lewens uit deur die sterfte en die opstanding van Yeshua en hy maak ons lewend en hy maak ons nuut sodat ons voor hom kan verskyn, sodat ons deur hom gebruik kan word. En wat is die volgende opdrag aan Jesaja? Wie sal ek stuur? En Jesaja kan na vore kom en hy kan sê stuur my. In ons lewens roep Jahwe elkeen van ons. En hy wil ons gebruik. En ek wil by elkeen stil staan vanmôre en ek wil sê Jahwe wil jou gebruik. Maar solank as wat ek en jy vol is van onsself met ons eie planne, kan Jahwe ons nie gebruik nie. Maar wanneer ek werklik in die teenwoordigheid van Jahwe staan, en dis iets wat kosbaar is wanneer ek stil word by Jahwe en ek bewus word van Jahwe. En dis eintlik ook net iets wat Jahwe in my kan werk. Ek kan nie eens soek daarvoor nie. Ek moet vir Jahwe vra, Vader, kom word U by my stil dat ek U grootheid kan ervaar in my lewe en my eie swakheid sodat ek werklik my wil en my begeertes en my alles kan neerlê want ek wil deur U gebruik word. En dis 'n groot stap vir my vlees. Want my vlees wil nie, my vlees probeer keer. Maar Jesaja kan daar staan en Jahwe kan hom aanraak en skoonbrand en hy kan sê Jesaja ek stuur en Jesaja word hierdie wonderlike profeet nie deur homself nie, maar deur die werk van Jahwe. Jesaja 9 die Immanuel teken, Jesaja 7, Jesaja 11 die wonderlike koms van Yeshua, die sterfte en die opstanding, Jesaja 53, Jesaja 66 hierdie verwagting wat voor Jesaja word hierdie wonderlike getuienis van Jesaja 60 Yeshua wat kom. Wat is jou verwagting in jou lewe? Wil jy dit wat jy het, en dit wat jy is, gebruik tot eer van Jahwe? As jy jou eie lewe wil leef, gaan aan daarmee. Maar as een ek regtig deur Jahwe gebruik wil word, moet ons bewus wees van die heiligheid van Jahwe. Want sy heiligheid brand my skoon. Sy heiligheid, wanneer ek oortuig word van sy heiligheid, dan gaan daai begeerte na sonde in my lewe word kleiner. Wanneer ek bewus word van Jahwe se heiligheid, wil ek alles wat ek het, alles wat ek is, wil ek gebruik tot eer van sy naam. Wil ek hom aanbid, wil ek sy naam groot maak, is die begeerte in my hart waarlik na Jahwe, en dis ons stryd. Want ons word so bewus van allerhande ander dinge. Kom ons gaan dan na 2 Petrus toe. En geliefdes, wat 'n kosbaarheid. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Geliefdes, vir 'n oomblik wil ek stil staan. Wat sê Petrus? Wat is ons werk? Julle is 'n heilige volk, julle is afgesonder, julle is 'n priesterskap vir Jahwe. Wat is julle doel? Hoekom het Jahwe dit met jou gedoen? Met ons gedoen? Sodat ons kan getuig dat hy ons uit die duisternis gebring het tot sy wonderbare lig. Hoe lyk die lig van die evangelie in jou lewe vanmôre? In die week, in jou elke dag se woorde, in jou elke dag se dade, hoe lyk die lig van die evangelie in jou lewe? En Jahwe is baie duidelik daaroor in die woorde van Yeshua. Was jy maar warm of was jy maar koud, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond spoeg. As jy weet wat reg is en jy doen dit nie, jy moet waaksaam wees. En ek wil dit vanmôre vir elkeen van ons deel.
Julle wat vroeër vers 10 geen volk was nie, maar nou die volk van Elohim is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Pragtige getuienis, terug na Hosea 1 toe. Geliefdes, ons is uit die duisternis geroep om te verkondig die lig van Yeshua. Kom ons blaai gou saam na Handelinge 26 toe. Handelinge 26. Handelinge 26 vers 18. Om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot Elohim, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. In kort wil ek dit, wat Paulus hier sê is, dis so 'n mooi getuienis, om hulle oë te open, dat hulle kan sien, daai bewustheid wat Jesaja ontvang het daar in Jesaja 6 in die heerlikheid van Jahwe, om Jahwe se grootheid te kan sien, sodat jy kan besef, dat jy van die duisternis kan bekeer, dit af, en ek wil vanmôre, dis 'n eenvoudige boodskap, wat almal van ons goed ken, maar ek wil dit vanmôre vir u vra, deur die woord van Jahwe, bekeer jou en draai jou weg van enige iets, wat nie lig in jou is nie. Wanneer Jesaja daar wegstap, stap hy as 'n profeet om Jahwe te vrees. Ek wil vir 'n oomblik stil word en ek wil vra, wat is daar in jou lewe wat duisternis is? Wat jy vanmôre nog toelaat, wat jy dink dalk is dit nie so erg nie. Dalk is dit bitterheid, dalk is dit veroordeling, dalk is dit gierigheid, dalk is dit, maar daar's iets in ons lewens dikwels wat ons dink daai duisternis laat ons nog toe. Die heiligheid van Jahwe wil dit weggee uit jou lewe. Dalk het iemand jou te nagekom. Dalk is daar iemand wat jou baie skade aangedoen het. Dalk is dit welis in jou lewe, dalk is dit begeerlikheid in jou lewe, dalk is dit 'n jaloesie in jou lewe. Maar die een ding waartoe ons geroep word, is om heilig te wees. Wees heilig, want ek is heilig. En toon dan dat jy heilig is. Ek wil vanmôre daarby stil staan en hiermee begin saamvat. Wanneer jy bewus word in jou lewe van die heerlikheid en die grootheid van Jahwe, wil jy in daardie lig wandel. Jy wil, daai begeerte is by jou. Maar as jy nie Jahwe sien en bewus word van sy teenwoordigheid nie, soos sy Jesaja, dan gaan jy aangaan met jou eie vlees en jou eie wil en jou eie begeerlikhede. As ons vanmôre vir 'n oomblik hier stil word en sê, Jahwe, u grootheid en u almag en u heerlikheid is so groot. Raak my aan deur u Gees om my skoon te maak. Vat elke gedagte, elke begeerigheid, elke welis, elke selfsug, elke woede, elke irritasie, elke ding wat ek deur my vlees doen. Jahwe, maak my daarvan skoon, want ek wil heilig wees voor U. Elke gelowige se begeerte moet wees om ons van die duisternis tot die lig te bekeer elke liewe dag. Elke deeltjie waar die Satan nog vatplek in jou lewe het deur bitterheid of jaloesie of wat ook al, om dit te breek en my totaal oor te gee aan die mag van Jahwe, sodat hy my kan gebruik. En dan daai woorde, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang.
Geliefdes in eenvoudige taal, mag ons werklik bewus word van die heiligheid van Jahwe. Mag jy in jou lewe regtig in jou stilte tyd, en dalk vanmôre hier, en wanneer jy teruggaan na jou huis toe in jou stilte tyd, mag jy bewus word van die heiligheid van Jahwe, en daar 'n begeerte in jou hart ontstaan, dat jy wil daardie heiligheid van Jahwe, wil jy Jahwe moet jou lewe aanraak, en hy moet jou heilig maak, en jy wil selfs niks terughou nie. Elke liewe deeltjie, al is daar dalk iets wat nou al vir 10 of 15 jaar in jou lewe is, wat jy weet nie reg is nie. Jahwe help my om dit weg te vat. Maak my bewus van U. Dis ons roeping as 'n heilige volk. Wat help dit ons, en ek sluit hiermee af, wat help dit ons wil eendag heilig wees, en nie nou nie? Watter deel het ons dan in die koninkryk? Watter deel het ons om te dink, ek wil eendag Jahwe welbehaaglik wees, maar nie nou nie. Ek sal eendag my hele lewe aan Jahwe wy, maar nie nou nie. My ewige lewe begin nou, om nou Jahwe in volheid te vertrou, in volheid oor te gee. En mag Jahwe elkeen van ons met daardie proses help, om elke dag onsself oor te gee. Kom ons staan en bid ons saam. Ons wonderlike Vader, so dankie dat Jesaja so mooi voorbeeld vir ons is. Hoe dat U sy lippe aanraak met 'n koolvuur en hom skoonbrand, sodat hy werklik diensbaar kan wees aan U. En Vader Jahwe, elkeen van ons word geroep as arbeiders in die wingerd, soos daardie 2 seuns deur hulle pa geroep word om in die wingerd te gaan werk. En so dikwels het ons verskonings, so dikwels Vader Jahwe, ek het 'n nuwe ploeg gekoop en ek het 'n nuwe span osse gekry en ek het 'n huis gebou en ek het 'n vrou getrou. En so baie verskonings waarmee ons so dikwels besig is om nie te doen dit waartoe U ons geroep het nie. Maar ons wil vanmôre vra, Vader, help elkeen van ons om werklik bevind te word as 'n goeie en 'n getroue diensknegt. As 'n diensknegt wat werklik die wil en die roeping waarmee ons Meester ons geroep het, vervul in ons lewens. En Vader Jahwe, besonderlik wil ons bid vir elkeen van ons wat hier is, want elkeen van ons het 'n unieke werk waartoe U ons roep. En Vader, help ons dat ons in gehoorsaamheid aan U, in bewustheid van U heiligheid, onsself sal heilig deur U teenwoordigheid. Om waarlik in elke woord en elke daad en elke handeling U welbehaaglik te wees. In die wonderlike naam van Yeshua ons Messia bid ons dit. Amen. Kom ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen. U kan net vir 'n oombliekie sit asseblief. Laat toe dat Jahwe jou lewe heilig. In onsself en ons eie poging is dit nie moontlik nie. Ek dink baie van ons het al geworstel met sonde of 'n uitdaging en dan betrap jy jouself net weer daarin. Maar daar's een oorwinning oor sonde, dit is die heiligheid van Jahwe. En hoe meer ek bewus word van Jahwe, hoe meer dryf dit wat nie tot eer is van Jahwe nie uit my lewe uit. Ek wil daarom vra vir elkeen van ons, en hoe meer, en daarin is dit geweldig belangrik, en al herhaal ons dit altyd, is dit altyd goed om dit te doen.
Dis die kernbeginsel ons stilte tye en ons tye om met Jahwe te wandel. Moenie dat wêreldse dinge u tyd steel nie. Moenie dat wêreldse musiek en wêreldse alles jou tyd steel nie. Maak moeite om die koninkryk te soek in jou lewe. Om bewus te word van Jahwe, want hoe meer ek bewus is van Jahwe, hoe meer word sy heiligheid my heiligheid. Ag geliefdes, baie seën. En mag Jahwe regtig in elkeen van ons se lewens daarin verheerlik word.